Wanneer jy afdraai by die Algerië bordjie op die N7, weet jy, nou begin die lekker deel van die trip na Jamaica. Ons stop gou langs die pad, nie vir koffie nie, maar vir bande afblaas. Van die grondpad in die Cederberge hou nie baie van harde bande nie. Van hier af kronkel die pad al dieper die berge in, verby klipformasies, fynbos en die stilte wat net die Cederberge kan gee. En ergens tussen die stof, die berguitsigte en die eerste slukkie vars berglig besef jy, die vakansie het amptelik begin. In hierdie video kamp ons by Jamaica met ons kinders en kleinkinders. Dis sommer net 'n lekker familiekamp. Kom geniet die lekkerte van Jamaica en die Cederberge saam met ons. Ons meld net gou aan. Doen net gou die laaste betalingkies en dan is dit kamp opslaan. Jamaica is 'n bekende kampeerplek in die hart van die Cederberge naby Klein Willem. Die kamp staan langs die Rondegat rivier met groot skadubome, grasstaanplekke en natuurlike rotspoele waar jy lekker kan afkoel. Daar is ook staproetes, pragtige berguitsigte en netjiese ablisiegeriewe. Dis alles wat jy nodig het vir 'n rustige kamp in die natuur. Nadat ons kamp opgeslaan het die kinders sommer dadelik gaan kyk vir krappies in die water. Gaan nie na 'n zipline? Daarna het ons almal die pad gevat na die zipline toe. Ga jy ook zipline? Hallo. Nadat die kinders lekker baljaar het by die zipline en in die water, kon ons nie anderste as om die heerlike aromos van die zipline kafee te geniet nie. Ek kan die voeltjies. Ek kan die voeltjies se ore seer maak. Na 'n heerlike eerste dag sit ons rustig langs die kampvuur. Ons harte is vol dankbaarheid, want wat 'n voorreg om so lekker in die natuur te kan wees.
So wat sien jy toe jy nou volgende die stoel wil oopmaak? Ou klein spinnekoppie. Ons net bepaalde, wat is hy? Het jy hom? Hy is met 'n hardkoppie. Wat maar in. Hy is 'n bietjie moeg. Dis fyn, ek kan wat aan nie. Jy weet papa is 'n reënspinnekop. Dis die normale streepies, lang beentjies, streepies op sy voete. Hy het sy lyfie lyk net vir my vetter as wat dit 'n reënspinnekop is. Pragtig. Ja, maar hy's baie ouder. Nee wat, hy is so So nou rustig. gaan hom nou vir ons oopmaak en bære. Sanel gaan hom Sanel gaan hom oopmaak en laat hom uitgooi. Vandag vat ons sommer die pad en gaan verken die pragtige Cederberge. Hulle gaan altyd so. Ja, maar dan Ja, dit is so die Flintstones is cartoon, né? Nou dit is waar die caveman, hier is soos ook 'n luiperd klere dra, die luiperd vel dra. Nou, dit hierso, net hier klip. So elke keer as hulle nou met die kar ry, dan hardloop hulle so met hulle voete. Ja. So hierso is hulle sy karretjie. Net hierso. Ja, verskoon. Ja. Op pad na die Stadshaalgrotte ry ons verby die bekende Tafelberg en die indrukwekkende Wolfbergskere. Daarna het ons 'n stop by Kromrivier vir 'n lekker rustige middagete. Die Stadshaalgrotte is baie gewild. In die verlede kon jy net ry tot daar en die grotte verken, maar nou het jy 'n permit nodig om in te kan gaan. Jy kan jou permit kry by Algerië, Dwarsrivier of by Kromrivier. Ek weet dit kos geld, maar as jy 'n wildcard het, is dit verniet om in te gaan. Hier kan 'n mens ook van die oudste Boesman-tekeninge in die streek sien. Hierdie Boesman-tekeninge wat honderde tot duisende jare oud is, vertel die stories van die mense wat lank voor ons hier geleef het. Die naam Stadsaal kom van hierdie indrukwekkende oorhang wat soos 'n reuse natuurlike saal lyk. Dis amper soos 'n gebou wat deur die natuur self gevorm is. Jare gelede het mense hier bymekaar gekom, soos in 'n regte stadsaal, om stories te deel, besluite te neem
en saam tyd deur te bring. Vandag as jy hier staan, word jy omring deur stilte en ruwe rotsbande en jy kan amper voel hoe die geskiedenis nog in die lug hang. Dit is 'n plek wat jou laat stil raak en net vir 'n oomblik laat besef hoe klein ons eintlik teenoor die natuur is. Vir die avontuurlustiges is daar verskeie staproetes wat jou deur die unieke landskap neem en elke draai bring iets nuuts. Of dit nou 'n indrukwekkende rotsformasie, 'n stil uitkykpunt of 'n versteekte grot is. Dit is ook 'n ideale plek vir fotografie, vir piknik en om sommer net asem te skep en die natuur in te drink. I'm coming. Sorry dat ek my kop kap. Oppas. Elke keer vir byna 30 jaar lank bring die pad ons elke keer terug Kromrivier toe. Dit is 'n plek wat stilweg in 'n mens se hart kom woon. Hier tussen die ruwe sedeberge wag daar altyd nuwe ontdekkings. Van asemrowende staproetes tot versteekte juwele in die natuur. Jy kan by die kantoor meer uitvind oor al die roetes wat hierdie area so besonders maak. En een van die gunsteling is die stap na die Dissapools. Dis 'n rustige, relatiewe maklike stap wat jou lei na 'n krishelder swemgat. En dan is daar Truitjies Kraal waar die rotsformasie soos kunswerke uit 'n ander wêreld lyk. Elkeen met sy eie storie, gevorm deur tyd en natuur. Vandag is die Slee-restaurant die sosiale hart van Kromrivier, waar jy kan aansit, ontspan en net die stilte van die berge inneem. Hier word eenvoudige plaasstyl kos met sorg voorberei, van heerlike burgers en ligte etes tot varsgebakte brood en iets warms om te drink. Terug by die kamp het elkeen sommer net ontspan. Of jy het 'n boek gelees, of jy het lekker gespeel, of sommer net soos ek en Zanel lekker in die rivier ontspan.
hy is nie lus om iemand te knyp nie. Kyk al. Kyk al, ek sit dit binne in sy knyper. Hy is nie lus om iemand te knyp nie. Hier by Jamaica is daar soveel meer as net die natuur om te geniet. Buiten die rustige fietsry en asemrowende staproetes, is daar ook opwindende avonture soos zipline, perdry en selfs donkiekarritte. By die hoofpool kuier almal lekker saam en speel volleybal, terwyl die kroeg ijskoue, verfrissende drankies bedien. Dis die perfekte plek waar pret, ontspanning en die buitelewe hand aan hand gaan. Dis ons laaste aand hier by Jamaica en soos tradisioneel maak ons weer lekker stokbrood oor die kampvuur. Wat 'n wonderlike kamp. Die kinders het dit geniet. Die natuur skoon is asemrowend en die herinneringe gaan ons nog lank koester. Ons sal definitief terugkom hiernatoe.